Iets vir julle voorlê met die naam The Case for the Creator. A case for Christ kan ons amper sê. A case for creation kan ons ook sê. Maar dit kom alles neer op dieselfde ding. Ons verhouding met God is ingedrang. Nie net deur die wêreld rondom ons nie, maar baie deur ons eie onkundigheid, ons eie faithlessness. As 'n paar elemente wat in dit ingaan. So vanaand gaan ons 'n bietjie fokus op hierdie elemente en ons het 'n paneel bymekaar gesit van slim mense, mense wat deur hierdie proses al gebeweeg het op hulle eie, mense wat 'n hart het vir hierdie onderwerp. En ek dink ons gaan vanaand lekker praat hieroor. En soos ek genoem het, ons tema vanaand is ons verhouding met God se ingedrang. Het julle agtergekom in hierdie eeu waarin ons leef? God is being questioned. Dag in en dag uit. En wat vir my interessant is altyd die Christelike God wat gequestion word. As daar 'n hongersnood is of 'n famine of enigiets soos dit, ja, waar is julle God? Niemand vra ooit waar is Mohammed nie. Niemand vra ooit, Jesus, wat sal Boeddha nou doen aan hierdie situasie? Hoekom tree nie in? Dis altyd ons God wat uitgemerk word en sê, hoekom? En ek vind dit baie interessant. En dis een van die interessanthede wat ons ontdek het in hierdie reis waar ons gegaan het, maar ek dink daar's 'n paar interessante punte wat ons kan bespreek vanaand. En ons het gekyk na artikels, ons het gekyk na video's en onderwerpe op albei kante. Ons het gekyk na die mense wat sê daar is nie so iets as 'n God nie. Ons het gekyk na die slim mense op die ander kant wat sê daar's definitief 'n God, julle is net blind en dom. Ja, maar ek mag dit seker nie sê van die verhoog af nie. Maar op die einde van die dag, ons het gekyk hierna en ons is nie oortuig nie. We are simply just not convinced by the facts and evidence that people put forward. So ons het besluit, kom ons vat 'n stap terug. Kom ons kyk na die woord, kom ons kyk na die heelal waarin ons leef, en ons sit hier twee groepe bymekaar en ons vind die ware God in dit. En dit is wat ons vanaand gaan bespreek. So ons het vanaand Letitia saam met ons en Kylen en natuurlik meneer Ronnie homself wat besluit het vanaand is die aand dat hy op hierdie verhoog wil kom sit en ons is baie dankbaar daarvoor. Kan ons vir almal 'n lekker handeklap gee vanaand? Om hierdie aand mooi af te spring wil ek gou vir julle 'n versie lees. Want kyk, daar is groot dinge wat gesê word en gesê gaan word en ons is duidelik nie altyd die slimste mense om hierdie goed te kan sê nie, maar ek vind I find comfort in the word of God. En spesifieklik woorde wat Paulus geskryf het in 1 Korintiërs 2 en ek lees in die NLT translation. When I first came to you, dear brothers and sisters, I didn't use lofty words and impressive wisdom to tell you God's secret plan. I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. I came to you in weakness, timid and trembling, and my message and my preaching were very plain. Rather than using clever and persuasive speeches, I relied only on the power of the Holy Spirit, and I did this so that you would trust not in human wisdom, but in the power of God. En dis wat vanaand oor gaan. This is not a lofty debate. Hierdie is net die waarheid wat uit die woord uitgespreek word deur die Heilige Gees. En ons hoop net dit raak aan iemand se hart dat ons kan sien hoe klein ons is in hierdie groote heelal. So kom ons praat 'n bietjie oor wie God is. En ek dink Ronnie, kan jy vir ons vanaand afskop met dit? Alright, dankie julle. So die idee van vanaand, soos Fred gesê het, is nie om 'n heftige debat aan te gaan oor God nie, want top, soos die onderwerp sê, my verhouding met God is in gedrang. Wat beteken, hier's 'n probleem in 'n verhouding. En soos ons almal duidelik weet, die probleem kan nie by God lê nie, so dit lê by ons. Ons is die oorsaak van die probleem. So ons kan op dit fokus, maar ons het besluit om dit eerder te draai en eerder vanaand die aand gebruik om onsself te herinner met wie ons eintlik te doen het. En ons lees soos wat God homself aan Moses verduidelik het in Exodus 3. En al wat God vir Moses gesê het, ek is wat ek is. Dis ons werk om uit te figure wie hy is, want hy hoef homself nie te bewys aan enige iemand nie. Alright, so ons het bietjie gaan kyk na vrae rondom God, vrae wat mense rondom God wêreldwyd vra, en dit in verskillende kategorieë opgedeel. Nou volgens internetdata soek biljoene mense antwoorde na dieselfde filosofiese en geestelike dilemma's in hulle lewens. Nou die mees algemeenste vraag wat wêreldwyd gevra word is, waarom laat God pyn en lyding toe? Dis die nommer 1 vraag in die wêreld. En wat interessant is, weet jy, dis die Christelike God. Hoekom laat die Christelike God pyn en lyding toe? Dis presies die punt, ja. So mense wil weet waarom 'n goeie en 'n magtige skepper natuurrampe, siektes en oorlog toelaat.
So hulle wil weet, waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? En toe ek dit lees, toe pos ek net daar. Daar is ons eerste probleem. Niemand wat hier sit is goed nie. Daar's geen mens op aarde wat goed is nie. Dis net basies God. So dis ons eerste probleem. Ons dink ons is goed en nou verdien ons iets. Niemand is goed nie. Romeine 3 sê dit baie duidelik, selfs nie een nie. So daar's niemand nie. So daar is ons eerste probleem. Right, is dit bietjie te reguit, Lorenz, of is dit maar die trant reg? So, alright. So die volgende vraag was vir my eintlik meer interessant as die vraag wat mense rondom God vra, en dit is, wie genereer die meeste van hierdie vrae? Wie is die mense wat die meeste genereer? Nou die mense wat hierdie vraag vra, kom van 'n abramitiese, monoteïstiese agtergrond. Dit is 'n Latynse vloekwoord. Okay. So, dit is eintlik gelowe wat Abraham erken as hulle stamvader en wat glo dan net een God is. En dit is Islam, Judaïsme en Christendom. So, die mense wat hierdie vraag die meeste eintlik dan vra, Christene genereer die meeste vrae rondom die goddelikheid, rondom die probleem van lyding en teologie in die wêreld. Christene oor die einste God wat ons dien. Right, en dan die tweede kategorie is volgens ouderdom, en dit is jong volwassenes in die ouderdom van 18 tot 29. En hoekom is dit die geval? Dis die tyd wanneer jong mense hulle ouerhuise verlaat en hulle vasloop in 'n uiteenlopende wêreldbeskouing daar buite. En hulle gaan soek antwoorde daar buite as gevolg van hulle eie geloofsoortuiging. Dit gepaard met persoonlike ontberinge forceer hulle om hulle eie oortuigings te begin evalueer. Alright, so dis net so 'n bietjie statistiek. Nou, as inleiding, daar's hierdie ware verhaal van hierdie twee visse, hulle name was I en J. En terwyl hulle eendag so swem, vra I vir J, hoorie, almal praat oor water. Wat is water? Waar is dit? Ek kan dit nie sien nie. Waarop J antwoord, jy leef elke oomblik daarin. En dis presies dit, mense vra, waar's God? Terwyl hulle reeds in 'n skepping leef wat alles na hom toe wys. So as jy hierdie forensiese mense wat hierdie poeier opgooi om die vingerafdrukke op 'n ry te sien, as ons dit moes gedoen het in die natuur, sal elke aspek van die natuur God se vingerafdrukke op hê. Alles verwys na hom. Alright, so die tema waar ons op vanaand gaan fokus is basies op dit. Creation points to a creator, archaeology confirms the word, science and scripture align, and experience are undeniable. Nou as ons kyk na die eerste ene, creation points to a creator, nou alles wat begin ontstaan het 'n oorsaak gehad. So die heelal het begin ontstaan, so die heelal het 'n oorsaak gehad, en daai oorsaak moet buite materie, tyd en ruimte wees. En dis presies die definisie van God. As jy in 'n kamer instap en jy sien 'n skildery, dan sê jy nie die skildery het homself gemaak nie. Jy weet daar's 'n skepper betrokke, al het jy hom nog nooit ontmoet nie. So om te vra wie het God gemaak, is om te vra wat is noord van die Noordpool. Die vraag is nie van toepassing nie. So die blote omvang van die skepping gee vir ons 'n duidelike beeld van die grootheid van 'n skepper. Right, en so ons het 'n paar goedjies uit die natuur en die ruimte en uit die biologie gaan vat, wat nie vanaand probeer bewys dat daar 'n God is nie, maar wat eintlik net suiwer sy ontsaglike grootheid illustreer. Nou, as jy kyk na hierdie eerste een, so iets uit die ruimte uit, nou, daar kan jy sien, daar is die son, en dan, dit is die pointer. Daar is die aarde, en daar is hy net in perspektief daar met die son. So die son is so groot dat 1.3 miljoen aardes daarin kan pas. Nou dit stel meer energie in 1 sekonde vry as wat 1 miljard stede in 'n jaar kan produseer. Maar tog is die son klein as dit met die ster, hulle noem dit die Scuti, vergelyk word. Kan julle sien daar is die son, en Scuti, hier is sy radius. Sy radius is 1700 keer die radius van die son, en hy skyn 340.000 keer helderder as wat die son skyn. Ronnie, dit lyk vir my ons het 'n groter bord nodig gehad. 'n groter? 'n groter bord, daai Ja. is massief. Dis enorm, ja. Alright, en dan, ek weet nie of jy het al gehoor van the pillars of creation nie, wat hoë enorme torings is van interstellare stof en gas, wat so 6500 ligjare van die aarde af is, en waar sterre gebore word. So,
hierdie torings is omtrent 4 tot 5 ligjare hoog, wat beteken dat dit lig wat teen 300.000 km per sekonde beweeg, 5 jaar sal vat om die onderkant na die bokant toe te bereik. Hoe groot dit is. Right, en dan as ons kom by hierdie ewige menslike liggaam van ons, baie keer. Dit bevat ongeveer 30 triljoen selle, dis 30.000 biljoen selle. En elke selletjie, soos julle daar kan sien, funksioneer soos 'n onafhanklike, hoë tegnologiese stad in sy uit met al sy intrinsieke gedeeltes. Nou, as julle na hierdie een kyk, elke selletjie het 'n DNA in, en as jy daai DNA van een sel sou ooprol, sou hy omtrent 2 meter lank wees. En dit bevat soveel instruksies, dat dit al die boeke wat nog ooit op aarde geskryf is, se data kan stoor, in daai een DNA van een enkele sel. Nou, jou liggaam verwyder elke dag so 330 biljoen selle wat hy vervang moet nuus in 'n dag. So dis so 3.8 miljoen selle per sekonde, wat beteken onder andere, jy kry elke paar dae 'n nuwe maagvoering wat jy het. En elke 10 jaar het jy 'n splinte nuwe skelet wat daar is. Right, so dis nie jou liggaam, en dan iets interessant nou. Nou, plat boere is ons, ek praat van 'n mot, maar toe ek nou hierdie data lees, toe kom ek eintlik, dit is toe nou regtig 'n vlinder. Daar's 'n bietjie meer en dit is net as 'n mot. En hierdie noem ons die monargvlinder. Nou, hulle reis elke herfs omtrent 4.800 km van Kanada tot by 'n spesifieke woud in Mexico. Nou, wat dit ongelooflik maak, is dat dit 4 tot 5 geslagte vlinders neem om hierdie jaarlikse siklus te voltooi. Met ander woorde, die vlinders wat by hulle eindbestemming uitkom, was nog nooit daar gewees nie. Hulle het dit nog nooit gesien nie. Maar hulle land presies op dieselfde bome as hulle voorouers. So hoe navigeer hierdie vlinders duisende kilometers na bome wat hulle nog nooit gesien het nie, sonder om deur die volwassenes gelei word? Nou, wetenskaplikes skryf dit toe aan 'n ingewikkelde, geneties gekodeerde navigasiestelsel. Nou, monargvlinders gebruik hulle oë om die posisie van die son op te spoor, en hulle antennes, julle seker nie so mooi kan sien daar nie, as 'n genetiese klok om te kompenseer vir die son se beweging deur die dag. So, hulle beskik ook oor die buitengewone vermoë om die aarde se magneetveld waar te neem, wat hulle toelaat om rigting te kan bepaal, selfs in bewolkte weer, want die son nie skyn nie. So, die presiese geografiese koördinate en rigting waar hulle oorwinter, word in hulle DNA ingekodeer. God programmeer dit binne in daai vlinder in, en hy weet presies waantoe om te gaan, al was hy nog nooit daar gewees nie. Dit is ontsaglik spesiaal om te hoor hoe God 'n liggaam kan skep. 'n Liggaam wat hy gemaak het uit stof uit. En tog sit er nog soveel detail in 'n mot in. Dis daarom maar spesiaal. Maar ek het die soortgelyk gehoor van voëls. Ek dink voëls het ook daai selfde gravitasies posisie in hulle brein, of hoe werk dit, Ronnie? Voordat ons aanbeweeg van na die voeltjie toe, ek hou meer van Fish Fridays INJ. Maar so jy hou nie van die INJ deel nie. Okay. Dan sê, so hierdie ou voeltjie, hulle noem dit die Europese rooibors of die European robin. Nou, hierdie voeltjie migreer duisende kilometers oor kontinente en oor oseane. Nou, die verstommende vraag is, hoe weet hierdie klein voeltjie presies waarheen om te gaan, sonder om deur sy ouers gelei te word? Nou, wetenskaplik is dit ontdek dat God hierdie voeltjie toegerus het met 'n buitengewone navigasiestelsel wat in sy oog ingebou is. Hulle praat van 'n quantum kompas. Nou, wanneer sonlig die rooibors se oog binnendring, aktiveer dit 'n spesiale proteïen genaamd 'n kryptokroom. Nou, hierdie proteïen is so gesofistikeerd dat dit verbind is met die aarde se magneetveld. So, wetenskaplikes glo dat wanneer lig hierdie proteïen tref, klein deeltjies genaamlik elektrone in 'n buitengewone komplekse manier in wisselwerking betree. En die aarde se magneetveld beïnvloed hierdie wisselwerking, en die resultaat daarvan, die syne daarvan, word na die voeltjie se brein toegestuur. So die rooibors kan dus rigting waarneem op so 'n manier dat dit inligting oor magnetiese noord kan sien. En toe hierdie is een of twee van honderde, duisende voorbeelde van wat elke dag
om ons gebeur wat ons nie eers regtig besef nie. En toe ek dit besef en ek sien dit en ek dink dat hierdie Skepper God wat in soveel detail daai voeltjie toerus met 'n navigasiestelsel in, is die een met wie ons elke dag praat. Met wie ons elke dag 'n verhouding het. En die gevolgtrekking daarvan, hulle noem van die verhoudingsparadoks of 'n teenstrydigheid. Nou die mees diepgaande konsep van God is nie net sy enorme omvang en grootheid nie, maar dit is die wonderbaarlike kontras van sy aandag en belangstelling. Dieselfde wese wat 100 biljoen sterrestelsels in stand hou, word beskryf as die een wat vanaand presies weet wat in jou gedagtes aangaan. Jy sien, dis iets wat ons nooit kan verstaan nie. En dit is waar geloof in God 'n keuse word om te vertrou dat die een agter die heelal ook die een is wat waarde heg aan 'n intieme verhouding met jou. Dit is vir my baie spesiaal, want ek ken mense wat verdwaal met 'n GPS. Nou om te dink, daar's voëls en vlinders daar buite wat net rondvlieg en weet waar om te gaan. Dit maak eintlik 'n bietjie seer. Maar Ronnie, jy het nou oor baie wetenskaplike terme gepraat en ek respekteer dit, maar ek is meer 'n Indiana Jones tipe ou. Ek hou meer van geskiedenis en archaeology en daai tipe elemente, was 'n bietjie meer prakties. So ek het 'n bietjie weer gaan kyk na dit. Ek het gaan kyk na die geskiedenis van die Bybel, waar hierdie dinge bymekaar kom, wat gesê was. En ek moet sê, net so interessant, want vir 'n baie lang tyd in my lewe het ek gedink die Bybel is een groot sprookieverhaal, 'n fairy tale. Want weer 'n keer, hoe kan mens enigiets van hierdie goed bewys? Ons praat hier van blindes wat sien en dooies wat opgewek word, dit kan nie natural wees nie. En tog nou gaan kyk mense na die geskiedenisboeke en dan kom jy agter, o, jammer, tot modern day archaeology proves the word. En ek dink dis spesiaal, as ons 'n bietjie paar punte kan uitlig wat vir my uitgestaan het. Byvoorbeeld in 1947 het hulle die Dead Sea Scrolls gevind. 'n Shepherd boy het dit daar in die berge gevind. En dit was 100% mooi geïnstalleer en veilig gehou in kleipotte. Nou, dit alleen is merkwaardig. Maar wat vir my interessant was, is die feit dat hulle uit daai inligting uit die volledige boek van Jesaja kon uithaal. Alles was mooi in lyn. En toe dit gaan opmeet het met ons moderne Bybel, elke woord functionally the same. Is dit nie wonderlik hoe die woord van God oor millennia kan onderhou word en beskerm word, want ons weet wie onderhou sy woord. Dis God homself. En hy gaan nie toelaat dat dit corrupted word nie. 'n ander interessante enetjie, the Pool of Bethesda, wat beskryf was in Johannes. Nou, critics liked to use this as an example of the Bible can't be a fact, because John wrote about the pools of Bethesda in such great detail, but they could never find it in Israel. They could never find it in Jerusalem, they couldn't find it where it was supposed to be. En hulle het gelyk om dit te gebruik as 'n onder die neus hou, kyk, dit kan nie reg wees nie. En raai wat gebeur het in die 19de eeu. Hulle het dit ontdek. In so perfekte detail was daai plek beskryf dat hulle dit kon erken. From the archaeological dig, they could actually say, hey, this aligns with what John wrote. En ek dink dit is net spesiaal. So oor die eeue word beskerm, en tot iets so kleins wat ons vat as klein, die bestaan van koning Dawid. Almal se hero. Wat vir my interessant is, ek het nooit geweet dat hulle het gedink hy is 'n mite nie, soos Hercules of Prometheus of een van daai helde nie. 'n held wat geskryf was vir die Joodse mense in die Joodse tyd om hulle te troos. En kyk wat hier gebeur hier in 1993, die beste jaar, want ek was gebore daai jaar, het hulle in Noord-Israel 'n inskripsie gevind wat verwys na koning Dawid. Hulle het hierdie inskripsie die Tel Dan Stele genoem, en dit het mooi verwys na die koningskap van Dawid en sy bloedelike lyn. Is dit nie wonderlik nie? Wel, ek vind dit wonderlik. Ek dink is baie interessant as mense so terugkyk hierna. En dit het my gevat na 'n quote wat Nelson Gulick gesê het. Nou, hy was 'n argeoloog. Hy's nogals kenwaardig en hy het baie boeke geskryf en hy het iets gesê wat nogals uitgestaan het vir my. Ek gaan dit sommer vir julle lees. It may be stated categorically that no archaeological discovery has ever controverted a biblical reference. Tot die moderne archaeologists erken dit. Maar ons sal nog steeds onder mekaar stry oor sulke nonsens. Paar ander interessante dingetjies as ons moet teruggaan na die wetenskap toe. Ek gaan net so vinnig deur hulle hardloop want
goed wat ek gedink het is algemeen, soos byvoorbeeld die aarde wat rond is. Ek het onlangs uitgevind daar's mense wat anders glo. Ek weet ons moet bid mense, hierdie wêreld gaan agteruit. Maar in Isaiah 40:22 is dit tog geskryf dat hy sit op 'n troon bo die kring van die aarde. Pragtig. 700 jaar voor Christus was hierdie goed geskryf. En toe in 1492 toe ontdek ons dit. Het mense nog nooit net die Bybel gaan staan en lees nie. Die feite was tog klaar daar vasgevang. Dis 'n mors van tyd, mense. Soveel moeite. Soveel moeite. Die aarde hang oor niks nie. Die konsep van space, 2000 jaar voor Christus, was al geskryf in Job. Hy hang die aarde op oor 'n niks. Is dit nie amazing om te sien hierdie goeders bymekaar gaan nie? Goed wat ons vandag in 'n boek lees is 'n nuwe ontdekking. Weet ons al vir jare, as ons net ons oë oopmaak en ons ore oopmaak, ons begin actually lees en luister wat God vir ons gegee het in sy woord. En dan laastens, iets so byvoorbeeld soos die hidrologiese siklus. Reën, hitte wat wolke maak en dit reën. Dit is goed wat ons leer in graad 4. Ons leer dit in skool, ons vat dit as algemeen. Tog was dit iets wat moet ontdek geword het. In Prediker 1:7, in Job 36:27, verwys hulle tog na hierdie stelsels toe. Nou die punt wat ek probeer maak, en die vraag wat ek hier uitvra is, hoe het skaapwagters en vissermanne hierdie feite geweet? As dit so waar is wat die moderne wetenskap wil sê, dat dit was geskryf deur 'n klomp mense wat net geleer het om te skryf en stories opgemaak het, hoe kon hulle hierdie feite geweet het? En ek wil sê, die enigste manier is, dat die author of the book is the creator of the process. Die een wat geskryf het, deur sy Heilige Gees, is die een wat het geskep het, om mee te begin. En so kan ons duidelik sien deur die skrif, deur van die begin af tot die einde, hoe alles net in lyn val en nothing contradicts the word of God, not even modern day science. Asai, dankie Fred. En dit bring ons by die laaste een vir Case for Christ, en dit is experience are undeniable. Nou hierdie is seker een van die belangrikste aspekte van die gesprek, want jy kan nie met 'n veranderde lewe argumenteer nie. Kyk wat sê hierdie stelling, logika open die verstand, maar getuienis beweeg die hart. En dit is 'n hartsaak presies wat ons hier opwerk. Nou, net interessant, Lee Strobel, hy was 'n bekroonde Chicago regsjoernalis en hy was 'n ateïs gewees. Nou, hy het 2 jaar spandeer om Christendom te weerlê, om sy huwelik te red, want sy vrou het haar hart vir die Here gegee. En met sy streng journalistieke oorsig van historiese feite, Bybelse manuskripte en wetenskaplike bewyse, het hom tot die gevolgtrekking gebring dat die opstanding van Jesus Christus 'n onmiskenbare historiese feit was, wat hy eenvoudig net nie kon wegredeneer nie. En hy het ateïsme laat vaar en Jesus Christus aangeneem, en hy het 'n baie groot 'n movie wat 'n rolprent geword het, The Case for Christ, het hy geskryf. Maar sien, dit vat so mooi aan dit. Ons praat van al hierdie wonderwerk elemente, hierdie groot heelal, the amazing creation that we all find ourselves living in. Tot ons lyf wat so met soveel delikate aandag geskep was, dat alles mooi loop om ons lewendig te hou. En tog praat ons van 'n persoonlike God. En niemand kan ooit 'n persoonlike ervaring wegvat van jou af nie. Net so kan iemand dalk jy probeer oortuig, hey, die aarde is dalk plat vir een of ander rede, maar niemand gaan jy ooit kan oortuig, hoorie, jy bestaan jou God regtig, en jy kan dan terugverwys en sê, kyk, hier's my testimony. Hier's wat God vir my gedoen het, hier's wat God reg maak vir my. En ek dink kom ons stop, ons fokus 'n bietjie op daai elemente. Ek dink ons kan nogals ver gaan met dit. Letitia, byvoorbeeld, jy het ietsie persoonliks om met ons te deel vanaand. Ja, Fred, ek het. Ek wil iets baie persoonliks met julle deel, en net vir 'n vinnige agtergrond, ek kom uit 'n baie eng kerkagtergrond, so ek het nie verstaan wat ek sien nie, en ek het ook nie verstaan wat gebeur nie. Jy weet die ou mense, dit is nou nie skriftuurlik nie, maar die ou mense het altyd gesê, jy is met die helm gebore, as jy in die geestesreël dinge kon waarneem. En wel van babatyd dan was dit hoe dit was. My ma het vir my gesê, ek sal op haar skoot sit en vir haar sê, iemand sit in die deur en kyk vir ons. En dit is so dat ek eers later jare uitgevind het dat ek demone sien. Dit was my normaal, dit is al wat ek geken het. Ek het nooit daar gewonder nie, en vanweë my en kerkagtergrond het ek nooit vrae gevra nie. Dit was nooit iets wat bespreek was nie.
En om 'n lang storie kort te maak, in my hoërskooljare is ek toe na 'n kerkkamp toe waar dinge baie intens geraak het. En ek het in so 'n mate geskrik dat ek toe na die dominee toe gehardloop het en gesê ek sien spooke. Want dis wat ek dink dit is. En hy het my na iemand toe geneem wat vir my gebid het. Nou weer eens, vanweë my agtergrond, so ek is nie opgesaik of opgewerk daaroor dat iemand kan sê, dit is dinge wat ek opmaak, ek het dit fisies beleef. En wat hy gedoen het, is hy het vir my gebid. Ek het jy kry nie eintlik woorde om dit akkuraat te beskryf nie, maar ek het 'n warm teenwoordigheid gevoel, wat my gevul het van kop tot tone, en by my gebly het en in my was. En toe sê hy vir my, nou kom ons loop om die grens van die kamp en ons pleit bloed. En ek sê, waarvan praat jy? Ja, want jy het dit nie geken met jou kerk. Glad nie, ek weet wat hy sê. So is ons toe nou om die kerkkamp en hy het vir my gesê, hoe pleit jy die bloed van Jesus? Nog steeds nie verstaan wat ek doen nie, maar ek het dit gedoen. En toe ek, nadat ons klaar is met die oefening, as ek het so kan stel, het ek weer een gesien. En hy het hom uitgewys, maar die demoon wat ek toegesien het, is aan die ander kant van die draad. Hy kon glad nie deurbreek nie. En soos wat hulle in Engels sê, the penny dropped. Iets het gedrop, al het ek niks van het geweet nie, ek het besef. Daar is niks sterker en kragtiger as die bloed van Jesus nie. En so hierdie verhaal is eintlik nie om enige iemand bang te maak nie. Dit is eintlik net om vir julle aan te moedig om te besef, daar is ware beskerming. Daar is ware beskerming in die bloed van Jesus. En as jy op 'n logiese manier wil benader, as daar duisternis is, moet daar lig wees. Ek het die duisternis gesien, so daar moet lig wees. En as daar 'n vyand is, moet daar 'n God wees. So God is verseker nie 'n storie nie, hy is nie 'n mite nie, hy leef, hy ken jou naam, hy het by jou naam geroep, hy is. En dis waarvan ons praat, nee. Dis daai persoonlike ervaring met God. Yes, Knowing God for who he is, not for who you think he is. yes. En dis wat kragtig maak. Kan ek jou 'n vraag vra, Tisha? Can you name me one thing that you learned from this experience, from everything that you've experienced? Just Ja. Never minimize the power of the Holy Spirit and magnify the power of Satan, because Satan can only imitate, he can never duplicate. shoot, dis nogals kragtig. Kylen, jy het ook ietsie vir ons, 'n testimony om met ons te deel vanaand. Ek het. So my getuienis val eintlik baie mooi by Letitia se aan. So laas jaar in die begin van die jaar toe word ek wakker. Ek was baie dors geweest in die middel van die nag. Ek stap toe kombuis toe, kry vir my ietsie om te drink en ewe skielik hoor ek hierdie geluide buite aan die venster. En dadelik daar die bottel in die yskas en ek sal pad kamer toe, want hierdie vrees wat my aangepak het was onbeskryflik. En soos ek links kyk, sit daar 'n 3 meter swart figuur op die bank, smalend, gemaklik, kyk vir my. En ek is toe reguit na my ma se kamer toe en ek staan daar net om by mekaar te maak wat ek so pas gesien het, die vrees wat my aangepak het en letterlik 'n gevoel van dood wat jou in die gesig staar. En ek gaan net toe my bed toe en ek bid toe in daai neerdrukkende, donker, doodsgevoel lig toe. En die volgende oggend ek gaan roep toe my ma en ek sê toe vir haar, hoorie mamma, ek moet jou asseblief net wys wat gebeur het gisteraand. En ek gaan sit op dieselfde plek waar ek daai swart figuur gesien het. En soos ek demonstreer wat gebeur het, ewe skielik word ek verlam, heeltemal. Ek kry nie asem nie. Seker vir 15 sekondes sit ek daar, ek weet nie wat aangaan met my nie. En my ma bid toe in haar taal en die ding lig toe. En van toe af, seker vir 10 maande lank, loop ek met hierdie boeie rondom my, waar ek stagnant is in my lewe, so erg, ek kom nêrens nie. Ek sal sit en leer vir 'n eksamen, ek sal 'n handboek uit my kop uit leer, dan dryp ek die vak. So dit was in alle aspekte en fasette van my lewe, was dit so gewees, van maak nie saak hoe hard ek probeer nie, ek gaan meer terug as ek vorentoe gaan. En aan die einde van die jaar, 10 maande later, sit ek toe weer en ek is besig om te leer vir my laaste groot eksamen. En ek hoor toe weer daai geluide buite my kamervenster die keer. En toe weet ek sommer, ek gaan sommer dadelik net begin in my taal bid, maar regtig inklim in my taal bid hard. En ewe skielik daal hierdie 4 lig, wit lig, soos 'n kolom wat neerdaal op my.
En ewe skielik begin God se krag so erg deur my manifesteer. Die duiwel of die demoon wat voor my is soos 'n klein mannetjie onder my voete. En dit is hierdie gesprek wat gevoer is, wat hierdie krag wat so deur my gemanifesteer het. En ewe skielik kom daar 'n prentjie van myself op, waar die boeie 10 maande terug so om my vasgebind is, soos kettinge om my enkels en my gewrigte, net van my afsmelt. En al wat ek besef het, en die volgende oggend toe ek wakker word, toe is dit net hierdie lig en hierdie helder gevoel wat ek voel, en 'n gevoel van, ek is vry. En al wat ek besef het en waarop ek neergekom het, is net die volgende. Die duiwel kan groot wees, en groot lyk, maar ek net weer besef hoe groot God eintlik dan werklik is. God het dan self die duiwel gemaak. Hoeveel te meer is God se goedheid nie? Niemand sal my ooit kan oortuig dat God nie teenwoordig is in elke detail en sekonde van jou lewe nie. Die fynste detail is hy besorgd oor. So al voel dit soms of my verhouding met God in gedrang is, en ek is stagnant en ek beweeg nie vorentoe nie, besef ek net wat die kern van God is, en dit is 'n God wat omgee, wat lief is vir jou, en wat teenwoordig is in jou lewe. Jo, dis mooi om te hoor. Dis so mooi om te hoor hoe mense kan gaan van vrees en angs na vryheid. En ons moenie, we should not overlook the fact that there are so many people in this world who are just caught up in fear. It shackles hoe die vyand jou probeer terughou. Ja, dankie Fred. En ek dink dis die punt, ek dink in elkeen van julle wat vanaand hier sit, het 'n getuienis, en niemand sal met enige dogma of situasie jou kan andersins oortuig van dit wat jy ervaar het nie. Nou, julle ken die verhaal van in Johannes 9 van die man wat blind gebore was. Nadat Jesus hom aangeraak het, het die fariseërs hom onder kruisverhoor geneem, en hulle question hom op alles. Waar is die man, sê hulle? Wat het hy gedoen? En hulle begin letterlik draai dit om en sê, hierdie man kom nie van God af nie. Hy is 'n sondaar. Hy het amper letterlik woorde in sy mond probeer sit. En sy finale antwoord wys eintlik vir ons, wat is die waarde van 'n persoonlike ervaring of ontmoeting met God? Hoor wat sê in vers 25, die man sê toe wel, dit is in die boodskapvertaling, ek kan nie eintlik sê of hy 'n sondaar is of nie. Dis julle terrein daardie. Julle is mos die godsdienstige spesialiste. Waarin ek egter die spesialist is dit. Ek was blind, maar nou kan ek sien. Die Passion Translation sê dit mooi. I have no idea what kind of man he is. All I know is that I was blind and now I can see. Dis wat 'n getuienis ons doen. So as ons kom na die slotsom, het ons vanaand uit verskillende hoeke gekyk na God en die waarheid rondom sy bestaan. Dit was die skepping gewees, die woord, wetenskap en jou getuienis. So hoe is dit moontlik dat mense al die tekens en wonders steeds verwerp, verlaat of ignoreer? Seker die teks vir dit die beste verduidelik is waar Paulus in die gemeente van Romeine skryf. Romeine 1 vers 20 tot 21 sê: Van die begin van die skepping af het God hom baie duidelik aan ons bekend gemaak. Alhoewel niemand van ons God met die blote oog kan sien nie, het hy sy groot krag oral in die skepping aan ons kom bewys. Sy handewerk wys hy die enigste ware God is. Daarom het die mense geen verskoning nie. Hulle weet baie goed wie God is. Hulle weier egter om hom te aanbid of hom te dank vir al die goedheid wat hy aan ons bewys. Daarom dat hulle soos 'n spil dwaase optree, hulle hele lewe is een stuk donkerte. Sê. En so weet julle wat, ons almal vra en ons almal is soekend. En dis nie altyd 'n slegte ding om God vir verskillende redes te soek nie, want om die waarheid te sê, God word nie regtig deur ons twyfel bedreig nie. Maar daar is hierdie soeke na God, al dien ek hom of nie, daar is hierdie soeke na meer. En ek het altyd gewonder, hoekom moet ons God dan soek? En ek dink dis wat dit vir mense eintlik so moeilik maak. Want my hemelaardse pa, as ek iets nodig het, vat ek my foon, ek bel hom, hy antwoord die foon, ek praat met hom, en as ek klaar sit ek die foon neer, is uitgesorteer. Maar my hemelse Vader werk nie altyd so nie. Ek moet hom baie keer soek. Nou, jy het al baie keer die stelling gehoor, that God is not hiding from us, but he's hiding for us. So, en om dit te illustreer, vir die wat in die weermag was, sal weet, daar's twee goed wat jy nooit doen nie. Jy volunteer nie, vir enigiets nie, en jy
meld aan vir nooit vir iets nie, jy kruip weg vir alles wat jy kan, veral een Saterdagmiddag, skree iemand daar, daai Samojoris op pad, nou ons het so 'n army trommeltjie, kas wat langs jou bed staan, en ek met my lang matrieklyf klim binne in daai kas in, om my deurtjie toe te kry, want jy wil nie gaan werk nie, jy's af. So I was hiding from him, with the idea that he will never find me again. Maar God, voordat ons daarby kom, toe hulle nog klein was, dan speel ons wegkruipertjie in die huis. En dan staan ek nou agter die gordyn, maar omtrent die helfte van my lyf steek uit. So I was hiding for them, met die intensie dat hulle my moet kry, want die plus genot wat ek daar uitput, wanneer ek sien hoe bly hulle is wanneer hulle my gekry het, maak daai soeke die moeite werd. En dis presies wat ons verhouding met God is. En ook aan die ander kant, as ek kyk toe ek klein was, die genot vir my om my pa te vind as hy vir my wegkruip, is iets wat jy nie vir iemand kan beskryf nie, want God werk nie aan een kant van die draad nie, hy werk aan beide kante van die draad. Jy gaan genot daar uitkry, en God gaan ook genot daar uitkry. Asy, in ons soeke na God, vind ons baie keer onsself, ons doelwit en ons identiteit in hom. En ek dink, dis baie keer hoekom met daai soeke juist daar is. Nou, as ek kyk na ons statistiek vroeër, dan is die probleem nie dat ons God bevraagteken dat hy die skepper is nie, maar dat ons as gevolg van omstandighede waarin ons beland het, sy betrokkenheid bevraagteken. En dis waar die meeste van die vrae vandaan kom. So, die verhouding, ons verhouding wat ons het met 'n lewende God, is nie gebaseer op bewysstukke en feite rondom sy bestaan nie, maar is gebaseer op 'n persoonlike, liefdevolle en 'n intieme verhouding. Dis hoekom ons 'n verhouding met God het. Nou, net om klaar te maak met die storie van die blinde man. Nou, nadat die fariseërs die blinde man uitgeban het Jesus hom opgesoek en vir hom gevra, hoor wat vra hy vir hom? Glo jy in die Seun van God? En hy antwoord op in vers 36, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? Jy sien, hierdie man het nie 'n saak gehad wat die fariseërs oor Jesus gesê het, en of hy enige agtergrondkennis of ervaring van Jesus gehad het nie. Maar jy sien die feit dat hy, dat hulle hom uitgeban het hom ook nie gestop nie. Nou in die Joodse samelewing het hierdie uitban beteken dat hy geen plek van aanbidding mag bywoon nie. Hy mag geen besigheid bedryf nie. En hy mag aan geen sosiale geleentheid deelneem nie. Selfs sy ouers was te bang om hom te verdedig. So die persoonlike ervaring van dit wat Jesus in sy lewe gedoen het, was vir hom genoeg gewees om in God te glo en Jesus te aanbid. Daai ervaring. So om dit af te sluit aan my kant, so mense klop aan baie deure op soek na antwoorde, terwyl God eintlik by jou eie deur staan en klop. Jy sien jou lewensdeur het 'n handvatsel, en daai handvatsel sit net in die binnekant. Net jy kan daai handvatsel oopmaak van jou kant af. So, ons moet dalk net ophou om ander vreemde deure te klop. Jy sien, want dit waarna jy soek, wat jou kan gee die begeerte van jou hart, met al die antwoorde, staan net aan die ander kant van jou eie lewensdeur. En weet jy hoekom jy hom baie keer kwaadlik neem, dat hy nie omgee en jou belangstel nie? Jy's nie by die huis om sy geklop aan jou eie deur te hoor nie.